Goeienaand Suid-Afrika, 6:30, wat is dit, Sondag aand, die 5de April. En ons gaan gou 'n bietjie vrae en antwoorde deurwerk vir die Iran-oorlog. Ek gaan solank 'n paar goed voorbeide goed begin bespreek, terwyl ons mense kans te gee om in te kom. En dan vat ons dit van daar af verder. Eerste vraag wat ek gesien het, wat nou oralste oppop, is mense wat wonder, of hulle sien, en wonder nie, hulle sien dit op social media, dat Trump in die hospitaal is. President Trump is in die hospitaal, ander het gesê hy is dood. So, dis social media, nee, hy maak hier absoluut niks nie, hy is nie in die hospitaal nie. Hy is definitief nie dood nie, maar ook nie in die hospitaal nie. Hy is nog springlewendig en gesond, en hy doen sy business. Dieselfde was mos 'n paar weke terug met Netanyahu, wat mense gesê het, hy was in die hospitaal, ernstig gewond, en ander ook gesê het, hy is dood. Ook nie, hy het ook vanoggend op die TV gekom en toespraak gemaak, en na die rescue van hy aircrew. So nee, president Trump en prime minister Netanyahu, hulle is albei regop, springlewendig en gesond, en hulle is op hulle jobs. Nou moet ek gou 'n bietjie meer uitbrei oor die rescue attempt van die twee vlieëniers van die F-15 wat afgeskiet is, van die berig wat ek vir julle vanoggend gestuur het. Ek doen gewoon 'n kort berigte as ek dit so stuur, en ek het nie baie tyd gehad om klomp inligting in te sit nie, net kan ons sommer nou cover. So ek sal gou daarin gaan en vir julle 'n bietjie terugvoer gee oor, ekstra terugvoer gee oor wat daar gebeur het. So die rescue weet ons nou almal, die twee aircrews gerecover, al twee van hulle is veilig terug in Amerikaanse grondgebied, nie Amerikaanse grondgebied nie, Amerikaanse basisse. By die word gecheck-up by die hospitale en word herstel waar daar skade is, maar hulle is twee is terug. Die eerste, die vlieënier self is al Vrydag gerecover, en die weapon system operator is volgende vroeg, laas nag, is hy gerecover. Nou, hulle het ook tydens hierdie operasie, die rescue operasie, het hulle baie vliegtuie gebruik vir verskillende rolle. En hulle het ook die weapon system operator gebruik, die tweede pilot, het hulle gebruik as 'n trap vir Iranse grondsoldate, vir die besiegmagte, want hulle het mos gesê, hulle gaan daar ook kry so gou as moontlik, wil hulle hom gevange neem, en hulle het sommer groot reward vir die bevolking uitgebied, as die bevolking hom kan vang, en aan hulle oorhandig, want hulle daai pilot gesoek vir propaganda doeleindes, en nou obviously het hulle nie die pilot gekry nie, maar hulle het gesoek. Die Iranse populasie het deelgeneem, om die pilot te beskerm, so daar's party plekke in stede waar hierdie grondmagte wat moet hom soek, van die besiegmagte, van die IRGC se grondmagte moes ry, het hulle sommer die paai geblok, dat hulle nie kan deurry nie. Met om te keer dat hulle nie rondbeweeg nie. Maar intussen het Amerika met FOB-aksies voortgegaan, en dan plekke geïdentifiseer, waar hierdie IRGC se grondmagte dink die pilot was, hulle ingelok na areas toe, dat hulle daar gaan soek, en terwyl hulle daar soek, is hulle gestryk van die lug af. So daar's 'n hele klomp van hulle dood, in die proses om te probeer hierdie pilot rescue. So daar was baie FOB-aksies gewees die laaste 48 uur, met dit. Die Amerikaanse regering, Amerikaanse weermag, CIA, wat ook deel was van daai proses, hulle het geweet waar die pilot is, meeste van die tyd. So hulle het geweet sy bewegings, want onthou hierdie vlieëniers as hulle uitskiet, hulle het toestelle aan hulle wat hulle lokasie weggee. Hulle kan dit afsit, die vlieëniers kan dit fisies afsit, en weer aansit as dit nodig is, en sodat jy nie heeltyd uitsaai waar jy is nie. Maar hulle het sekere tye wat hulle dit aansit en uitsaai en weer afsit en rondbeweeg. So hulle het geweet presies waar is hulle, en uitgeskuif soontoe. En dan kon die rescue teams hulle gaan opspoor, maar intussen, soos ek sê, klomp vliegtuie deelgeneem aan FOB-operasies,
om dan die grondmagte van die IRGC te lei na plekke waar hulle gestrike kan word. Daar was ook, onthou ek gesê, hele klomp vliegtuie is deelgeneem. Twee van die C-130's wat hulle gebruik het vir hierdie operasie, om die helikopters refuel te gee en so aan. Hulle het ook binne in Iran op grond geland, met deel van hierdie aksies. Ongelukkig was twee van hulle gestik in die mat, of in ons moes maar sagte grond vasgesit, en hulle kon nie opstyg nie. So daai twee C-130's is deur die Amerikaners opgeblaas, sodat dit nie in die hande van die vyand val nie. En toe gaan die Iranse magte die volgende dag, of deur die dag vandag, en hulle is besig om mooi foto's en video's te neem van die wreckage wat daar jy kan sien is nie 'n crash nie. Jy kan sien dit is nie afgeskiet nie, want die vliegtuigstukkies lê die hele wêreld vol. Baie tipies van 'n ding wat opgeblaas is. So die Amerikaners het dit self opgeblaas, en nou gebruik Iran dit as evidence dat hulle Kammersdag op die Iraners se koppe van die begin af, maar dis wat hulle doen. Hulle kan net gebruik maak van propaganda om dan hulle oorlog te probeer wen, die mense se koppe te smokkel. So dis ook nie die eerste keer wat Amerika byvoorbeeld van hulle eie vliegtuie opblaas met so 'n rescue attempt of een of ander operasie waar 'n vliegtuig onklaar raak dalk, nie kan verder ry nie. Ek dink aan byvoorbeeld daai mission wat hulle gebruik het om vir Bin Laden te gaan uithaal in Pakistan. Die eerste vliegtuig wat in die compound geland het, se stert het die muur getref, toe damage hy die tail rotor, en dan kan hy nie meer vlieg nie. En dit was ek wil nou nie sê 'n stealth helikopter nie. Dis 'n helikopter, was 'n Black Hawk, wat omgeskep is in 'n stealth helikopter. Daar's goed aan hom gedoen wat hom stealth maak, dat hy in die nag kan vlieg. Dis wat hulle gebruik het om in te gaan. En daar's ekstra goed op die vliegtuig wat nog nie bekend is vir die publiek nie. So toe 'n helikopter land en sy stert getref het en skade gedoen het, en hy kon nie uitvlieg nie, het hulle met opgeblaas op pad uit, dat hulle nie 'n lande daarop kan lê. Op die tegnologie wat daar is nie. Gewoonlik jy so iets doen, as jy goed destrooi van jou eie weermag, as jy onttrek uit 'n oorlogssituasie of iewers uit, dan maak jy seker dat die plekke wat jy destrooi, die wapensystem of die vliegtuig of wat ek al, jy hoef hom nie heeltemal te destrooi nie, jy skakel met, as jy genoeg het, maak jy dat hy nie kan gebruik word nie, maar jy haal definitief die sensitiewe materiaal binne-in, maak seker dit is vernietig, die sensitiewe uitrusting en so aan. En dan soos ek vroeër gesê het, daar was mos berigte dat Netanyahu dood is en gewond is, soos hy berigte nou is oor die social media van Trump wat Kammersdag dood en gewond is, of dood is. Nie eers was hy in die hospitaal, toe sy dood, toe sy weer in die hospitaal. Maar nee, hulle maak keer niks nie vir die wat internet volg, of social media volg. Jy kan nou sien, die wat nou op social media daar goed gesien het, daar is miskien social media plekke wat jy maar moet wegbly, want hulle informasie is bietjie vals. Dat ek gou kyk hier by die chat, is nog nie baie mense in die chat wat enige iets vra spesifiek nie, maar die wat hallo sê, hallo, kan nou genoeg kans gee vir mense wat inkom. Julle is welkom om enige iets te vra daar in die chat, dan sal ek dit kan hanteer, vraag-antwoord sover ek jou antwoorde het, en so ver gaan. So, nou die eerste ding is, ek gaan probeer sometime, in die week, ek het dit nog nie reg gekry nie, om uit te saai, 'n lewendig te doen op Facebook, maar deur Koepel TV se kanaal, Koepel TV se Facebook. Want baie van julle is mos nou mense wat daar is en hulle volg elke dag. Miskien die twee kombineer, die Facebook blad en die YouTube ene, vir die wat kan, party mense kan doen net Facebook, ander mense doen net YouTube, dit gee almal kans om in te kom. Sorry, ek moet gou die foon antwoord. Sorry vir daai interruption, dit was die wife wat gebel het, om te interrupt, sy sê, sy mos 'n intruder, sy intrude altyd as ek goeders doen, maar whatever, so, ons trek nou by, ek het gepraat van, ek gaan kyk of ek kan, iewers, ek het weer vanoggend, ek was nou net uit die kerk het gekom, so ek het nog nie kans gehad,
om te kyk of ons kan hierdie ding uitsaai lewendig op Facebook vir die wat Facebook net doen en lewendig op YouTube gelyktydig vir die wat YouTube doen. Om almal kans te gee om te volg, want dit is normaalweg wat die Koppel TV doen, Sakkie van 'n skuif daar in Suid-Afrika, as ek hierdie klas en vat sal hy hierdie video vat en dit op dit sit, en kan die mense nog steeds volg. Maar dit sal gaaf wees as ons dit iewers kan gelyktydig live doen, dat die mense kan comments gee, dat ek net sien of daar is. Kom ek doen dit ook so, die wat nie op hierdie Facebook, op hierdie YouTube kanaal kan report of vra of iets nie. Ek dink ek het 'n link opgesit op die Facebook groep van Koppel TV, en as julle daar ook wil vra insit, dan is julle welkom om daar vra in te sit. Ek sal dit so volg om te sien as daar vra daarop ook. Julle sal sien daar's 'n advertensie wat ek sê live bespreking op YouTube 6:00 vanaand of 6:30 vanaand. As julle wil, kan julle daar op daai een comments insit, en as julle wil vra aansit, as julle nie kan toegang hê tot YouTube se vrae of so iets nie. As iemand sukkel. Maar ons wil probeer aan hierdie week nog dit uitsorteer waar ons dit kan dubbel of uitsaai net direk oor YouTube of direk oor Facebook van Koppel TV af. Maar ons gaan 'n plan maak. Ons gaan definitief 'n plan maak. En ek sien iemand praat, hier's iemand wat praat van hulle is refugees, hulle gaan nie in Connecticut land op Woensdag. Welkom hier in Amerika. Trump en Netanyahu, Putin en Joe Rogan, almal dood as jy die interweb moet glo. Dit is reg al Martin, jy kan nie glo wat so goed mense op die social media sit nie. En dan moet jy verbaas wees om te sien hoe baie mense dit net eenvoudig glo as waarheid. Daai is, ek volg nie lekker daai en ek regtig, dit lyk of die mense se logika nie regtig saam met hulle is. Hulle is so eenvoudig sulke blaatante goed net eenvoudig glo nie. Laat ek net sien hierso. Sorry, ek kyk nie deur of ek nog vrae sien wat opkom. Ek sien nog, ek probeer albei kante dophou. Maar ek sien nog ander vrae opkom nie. Intussen is daar nou groot beplanning oor die operasie wat moontlik môre aand gaan plaasvind. As jy kyk na môre aand se operasie, soos wat president Trump hulle gewaarsku het, as allerlei teikens, en ek jou waarborg, hierdie teikens is almal lankal geprogrammeer, seker van daai teikens sal met vliegtuie aangeval word, anders sal dalk cruise missiele kry, anders sal dalk ander tipe missiele kry, langafstand artillerie, maar ek verwag na middernag môre aand Iran tyd gaan daar groot straik kom in Iran, as hulle het min ure oor om te sê sorry, kom ons maak 'n samespreking en kom ons stop hierdie ding. Maar sover dit vir my lyk dit of die Iran mense het nie regtig 'n saak nie. Hulle het nie 'n saak met hulle eie populasie, daai regime nie. So hulle worry nie wat met hulle populasie. Want jy weet, wie gaan die swaarste trek op die einde van dit? Dis die populasie, want daar gaan nie krag wees nie en daar gaan vir weke nie krag wees of so nie. Hulle sal klaar nie kan nie hulle eie besigheid doen nie, want hulle het nie internet nie, so hulle kan nie hulle eie besighede hardloop nie. Maar die Ayatollah regime, daai radikale moslems, hulle het mos nie 'n saak met die populasie, hulle gemisbruik die populasie vir hulle eie gewin en hulle eie doel. So dis waarna hulle toe streef. Daar's vandag weer deur Israel en deur Amerikaanse strikes nog leiergroepe uitgehaal van die IRCG en sekere vlakke. En nou sien ek daar's ander kommentators wat ook op Facebook en YouTube sê, ja, maar Iran wen al hierdie oorlog ver, en dan weet ek nie hoekom hulle dit uit nie. Ek verstaan dit nie lekker nie. Maar nie, net sowel dis maar hoe hulle dink en hoe hulle praat. As ek gou kyk op die messages, sorry. Is daar 'n tydsbestek wat oorbly vir almal om te onttrek? Nou Gert Brand, ek is nie 100% seker van wat jy presies vra van almal om te onttrek nie. Ek weet nie of jy van die militêre magte praat of wat nie. Intussen het dit wel ook bekend geword dat Amerika is al reeds besig van Januarie af om wapens in Iran populasie se hande te kry.
deur die Koerde. En daar is nou magte wat goedgesind is met die Ayatollah se regime wat in Afghanistan en Irak bly, klein groepe van hulle tipe moslems, wat nou sê hulle is bereid om in te gaan in Iran en te help fight. Nou, daar's baie mense praat, groot moontlikheid wat mense sê dat die Amerikaners gaan boots on the ground sit, en as hulle boots on the ground sit, gaan die Iraniërs al die ouens net destroy. So, die kans dat daar boots op die ground gaan sit word, daar is altyd 'n kans, maar dit is baie, baie klein op die oomblik. Die boots on the ground, as daar gaan wees, is dit klein bataljons van Marines of Special Forces of die 82nd Airborne Division om 'n spesifieke rol te gaan uitvoer en terug te kom. Hulle gaan nie net die boots op die ground sit en hulle begin van die een kant van die land en beweeg deur. Dit gaan nie 'n volle okkupasie wees soos wat Irak en Afghanistan was nie. Kyk, Irak en Afghanistan het ons boots op die ground gesit, maar ons vir die plek geoccupy het, die Taliban oral te gaan uithaal het, hulle freedom of movement gaan beperk het, en daarna die locals dat hulle self opstaan. Hierdie is definitief nie so tipe oorlog nie. So as die boots on the ground gaan kom, gaan dit beteken dat hulle gaan spesifieke rolle hê, spesifieke objectives wat baie vinnig afgehandel kan word en weer terugkom. En ook daai ander ding wat dit beteken, die boots on the ground, is as president Trump dit gebruik, sal dit meestal Special Forces wees wat spesifieke rolle het, en dan kom hulle terug. Dit gaan nie iets wees wat uitgebreid is nie. Ek het anders goed gesien wat die mense dan sê, ja, maar onthou, die Iranese, hulle hou al hulle goed vir 'n surprise vir die Amerikaners en 'n surprise vir die Israelies. Dit is vir my snaaks dat hulle goed hou vir 'n surprise, en na 35 dae, waar hulle land al hulle militêre goed verloor het hulle nog nie hulle surprise uitgehaal nie. So ek weet nie hoe werk hulle. Maar seker maar as hulle Kemasdag hierdie surprise het, hoe die moslimse koppe werk. As ek hier by die chats kyk, Martie vra, wat beteken die oorlog vir Suid-Afrika? Op die oomblik beteken die oorlog nie regtig iets vir Suid-Afrika nie. Die impak van die oorlog beteken baie vir Suid-Afrika in terme van die olieprys wat so hoog is, en dan petrolpryse opjaag, en 'n tekort gaan maak aan petrol, 'n tekort gaan maak aan olie, weens die blokkade. Maar dis maar al wat dit beteken vir Suid-Afrika op die oomblik, is dis die petrolpryse wat gaan kospryse opbring later. So dis maar die enigste regte impak. Die ander impak wat dit kan hê is polities vir Suid-Afrika, want Suid-Afrika se regering is mos bondgenote met Iran, en nie met die Iran nie, met die Ayatollah en sy manne. So, ek sien hulle praat nie baie nie, die Amerikaanse of die Suid-Afrikaanse regering. Hulle kom nie met baie uitsprake uit nie. Almal sê dieselfde, julle moet die oorlog stop. Dis al wat hulle sê, maar hulle skaar hulle nie op die oomblik regtig by Iranse en kom op vir die Ayatollah en sy manne nie, want hulle weet jy kan dalk betrokke raak jouself as jy dit so ver wil dryf. So moet ons in die UAE spesifiek Abu Dhabi bekommerd wees oor môre wanneer die 48 uur oor is? Meet deploy, dis definitief, ons het nou gesien in die laaste 35 dae, hoe Iran het nie 'n saak met enige van sy bure nie. Hy weet hy kan nie die Amerikaanse en die Israelies militêr uithaal nie. Hy weet hy kan nie by al ons militêre stelsels uitkom nie. So die missiele wat hy het en sy drones wat hy het, skiet hy na Sibie-teikens toe. Want hy weet daar's nie lugafweer oral by al die Sibie-plekke nie. Daar's lugafweer by basisse, maar daar's nie noodwendig lugafweer by al die Sibie-teiken toe nie. So om iets te tref, om van sy missiele te kry om goeders te tref, dat hy kan sê hy kry 'n bietjie victory op goeders, moet hy het skiet op siviele teikens, wat hy weet daar gaan nie noodwendig missiel the air defense systems in die omgewing wees nie. So daar in die Midde-Ooste, al die lande rondom Iran, hulle gaan maar moet versigtig wees, want ek gaan waarborg, Iran gaan definitief try om te retaliate, en dan gaan hy nie militêre teikens tref nie, hy gaan die civies plekke tref. Ander mense het gesê, ja, maar hy is eintlik so goed Iran, hulle het reggekry dat die Amerikaanse vloot moes wegtrek uit die omgewing uit.
Ek weet nie waar hulle by dit uitgekom of wie dat daai vertel het nie, maar daai is ook vals. Die vloot is nog daar. Die vloot is nog op die plekke waar hulle deploy het. En hulle doen hulle strikes van daar af, van die aircraft carriers af, kom nie af, want die meeste van die vliegtuie wat inkom vir die strikes, ten seker die helfte kom van die aircraft carriers af, en die ander kom van landbasis af in die omgewing van die, in die Midde-Ooste. Is daar 'n moontlikheid dat die VSA by Gaza betrokke sal raak as Iran doelwit bereik is? Gert, daar's nie regtig dinge regtig diep in die gang op die oomblik by Gaza nie. Maar dit is nie noodwendig. Kyk, Israel kan Gaza self hanteer. Hulle het nog altyd self hanteer. Hulle het nog nie regtig gevra vir direkte Amerikaanse militêre betrokkenheid nie, behalwe vir 'n bietjie help support met ammunisie en wapens en so aan. Maar nie op die oomblik is daar nie regtig 'n groot ding aan die gang in Gaza dat dit verg dat die Amerikaners daar moet help nie. Michael, how is it allowed in the US for the media to publish fake war news? I know about free speech, but surely lies about the government should be punishable offense? Nope. They can't. That is our constitution. They can talk any crap they want. So, unfortunately, for them, they can talk any crap, and especially if they're against the current government, like so many left-wing news stations and radio stations and hate Trump, so they can say what they want. Whenever they want, they can put flat-out false information. This is a free country. It's the population can decide whether I want to listen to that or not, and it's up to the population. So no, they can do what they want. There's no law here to prevent anyone from spreading false news. But people are getting more. They're awake. They start seeing those stations for who they are and what they do. So they're not going to get far away with all that information. You can still see people now see straight through them, especially them and their Democrats. The Democrats there here in America, they just bring out their own false information, and then that news will spread them. Mate, mag ek maar vloek? Jy kan maar vloek. So, die ander probleem met Zani Nekling, baie dankie vir daai super chat. Zani Nekling. So, die ander ding wat ons moet in gedagte hou met hierdie voorbereiding van hierdie moontlike groot straik op môre aand na midnight, is die res van die replikasies daarna. Ek vermoed, nou president Trump het gesê, as hulle nie tot 'n deal kom nie, wat nou vinnig uithardloop, gaan hy vir hulle hartslat vir 2 tot 3 weke. Het hang af hoe hartslat ons hulle in die eerste begin. Dit kan dalk die ding baie vinnig verkort. Het is nie noodwendig dat dit 2 tot 3 weke aanhou nie, maar 'n mens moet. Oorlog is vloeiend. Ek het mos gesê, mens kan nooit bepaal in die begin van 'n oorlog. Jy kan bepaal dit sê jou soveel weke vat om sekere objectives te voltooi, en daai gaan nie noodwendig vas wees nie. Jy kan bietjie korter, bietjie langer vat. Dit gaan nie 'n lang protracted uitgestrekte oorlog wees nie. Baie mense sê, ja, hierdie is maar net nog 'n Vietnam vir Amerika. Nee, hulle verstaan regtig nie hoe dit gaan werk nie. President Trump gaan definitief hier sit nog vir maande aan hierdie oorlog nie. Hy gaan op 'n punt nou kom wat hy, soos ek gesê het, ten môre aan Dinsdag oggend, hulle redelik hard slat. Miskien volkskal push vir 'n week of so, 'n week of 2, en dan gaan hy seker maak dit wat nog kon staan is gedrop, en dan dit wat nog onder die grond is van so 'n manier afgesny dat dit nie noodwendig vinnig gebruik kan word nie, maar dat dit nie nodig is om die hele tyd daar te wees nie. So, dan gaan die magte onttrek. Nou, die magte gaan nie, soos ek gesê het vroeër, uit die Midde-Ooste uittrek. Die Amerikaanse magte gaan terugtrek na hulle basisse toe, en daar nog steeds wees in die omgewing van die Midde-Ooste om 'n teenwoordigheid daar te hê. En soos enige iets oppop, sal dit nodig wees, sal hulle ingaan en dit gaan uithaal weer uit Iran uit. Mense sal maar sien wat by dit uitkom. En iets anders wat ek ook opgelet het gister of vanoggend, soos die nuuste en die berigte deurkom, en dis nou meer aan die kant van social media,
is baie ander misinformasie wat daar uit is. Daar's nou weer nuwe misinformasie uit van Amerika se kamstige honderde en honderde soldate wat dood is en die regering wat daaroor lieg. Ek verstaan daai mense nie. As jy dit wil glo, go ahead, glo dit maar. Maar daar's nie 'n manier dat jy in Amerika so iets stilhou, dat jy sulke soldate dood en die regering gaan nie daarvan weet, of gaan dit stilhou vir die bevolking nie, maar daar's nie 'n manier nie. Dit werk nie so in Amerika nie. Koos Venter vra, ek dink jy moet net veral verduidelik hoekom presies Amerika betrokke geraak het by die Iran-oorlog. Ek dink baie mense is oningelig. Dis reg. Jy's heeltemal reg, Koos. So, baie mense sê, hoekom het Amerika nou wat het Amerika die reg gegee om nou vir Iran aan te val? Nou, obviously is 'n ding wat altyd opkom, hulle wil hulle olie steel. Nee, die oorlog het 47 jaar terug begin. Hulle het Amerika eers aangeval. 47 jaar terug het hulle 'n bietjie later het hulle die Amerikaanse ambassade ingeval en allerlei mense gijslaar gehou vir lank, meer as 'n jaar. Daarna het Iran intussen in die laaste 47 jaar meer as 1000 Amerikaanse soldate doodgemaak. Met direkte aanvalle en indirekte aanvalle. Direkte aanvalle soos daar in Beirut by die barracks waar so oor die 200 Marines dood is van een van hulle trokbomme, en dan allerlei ander attacks oor die Iran te stop. Intussen het Iran besluit, kyk, Iran is mos die grootste terrorisorganisasie in die wêreld. Nie Iran self, hulle sponsor al die groot terrorisorganisasies, maar hulle self ekstreme moslems wat dit push. En intussen het hulle probeer om vir 'n atoombom te bou. Ek keer is hulle redelik naby kom, maar word hulle gestryk deur Israel in die laaste paar dekades. Maar nou in die laaste 2 jaar is hulle deur Amerika en Israel gestryk. En dit gekom tot 'n punt, daar was inligting wat uitgekom het dat Iran redelik naby was om nie net een nie, maar 'n paar nukleerbomme te voltooi, want hulle het die Iran al verryk na meer as 60% toe. En daai is al klaar 'n dirty bom op sy eie, as jy net dit kan gebruik. En so het hulle voorgegaan, en dit het president Trump net besluit, wow, julle attack ons al vir 47 jaar, julle dreig ons elke keer as julle die kans kry, death to America en death to Israel, wel, dis net hier waar dit nou maar vandag stop. En dis wat gaan aan, dis hoekom ons op sit waar ons nou vandag is. En kyk hier van die baan vra of die dink hierdie konflik sal vir Rusland en China intrek, beslis nie. Nie een van daai twee lande kan bekostig om Amerika aan te val. Eers direk of eers indirek nie. En dis tweevoudig. China, ons skuld hulle te veel geld. Nou, hulle gaan nie 'n skoot in ons rigting skiet nie, want jy's die bankbestuurder. Ek het by jou geld geleen, nogal baie geld, en ek moet jou elke maand terugbetaal. So, jy gaan goeie verhoudinge met my probeer behou, want as jy slegte verhoudinge met my het, gaan ek net besluit, okay, ek gee jou geld terug, ek gee nie jou geld terug nie, maar dis nie al nie. Jy het ook die winkel wat al die bicycles verkoop. Ek koop nie een bicycle by jou nie, want ek het altyd 60 van jou 100 bicycles gekoop, en nou koop ek nie meer jou bicycles nie, so jy moet jou 60 nou op 'n ander plek gaan try verkoop, jy sien? So, China is besigheidsmense, hulle wil business doen. Daar's nie 'n manier dat hulle Amerika sal attack, nie is direk of indirek nie, want hulle het heeltemal te veel om te verloor. Hulle ekonomie sal vou binne 6 maande, sal hulle ekonomie vou as hulle Amerika aanval. Rusland aan die ander kant, en dan praat nou, okay, China weet ons, hulle sal nie eens, want dit gaan hulle werk nie. Rusland dieselfde probleem. Rusland se probleem is, hulle het nie die konvensionele wag om ons aan te val nie. Hulle try aanval, maar hulle gaan hulle konvensionele gatte gou sien, want hulle het nie genoeg tanks nie, hulle het definitief nie genoeg vliegtuie nie, hulle het net een supercarrier, wat net 15 vliegtuie dra op 'n stadium as hy gaan, wat altyd breek anyway, so hulle kan nie magprojek van Rusland af oliepad tot by Amerika anyway, om uit te kom ons te attack nie. As ons hulle daar gaan attack, hulle gaan hulle self met nukes moet verdedig binne 5 dae, as dit nie minder is nie. En dan is dit 'n nuclear oorlog. En dieselfde met China. As China gedog het, okay, hulle worry nie meer oor die finansies nie, hulle gaan ons nou attack konvensioneel, hulle het nie genoeg harde ware nie. Jy kan 2-3 miljoen troepe hê, dis nie 'n probleem nie. Hierdie is nie 1950 Korea nie. As jy vandag 2 miljoen troepe met elke 'n gun net oor die grenslyn stuur, dan moet jy maar 2 miljoen bodybags gereed hê, want die tegnologie wat ons vandag het, jy haal daai troepe uit nog voor hulle kontrak maak met jou troepe op die grond.
uit die lug uit en met ander stelsels en met ander wapens. So dis nie meer dat jy in 1950 kan jy nog 2 miljoen troepe met guns oor 'n grens stuur in die vyand overwhelm en hulle uithaal, nie 'n probleem nie. Daai werk nie meer vandag in moderne oorlog nie. Jy het jy met die deel wat die sky beheer die oorlog en dis nog baie duidelik soos in Iran sien. En baie duidelik die laaste paar dekades van die 60s af, 60s, 70s af kan jy sien altyd beheer Amerika die sky boek en hulle beheer die oorlog. Dis hoekom hulle so vinnig kon afspeel met Irak die eerste keer. Binne 'n paar uur is die Irak geknak en daarna kan jy maar die grondmagte instuur want die air superiority was klaar daar. Selfs met Afghanistan was binne 'n paar uur was die geknak die weermag op die grond, so en dan jy beheer daarna. En selfs met wat nou gebeur in Iran. So dis die verskil. So nee, definitief gaan Rusland en China nie betrokke raak nie, want dit gaan 'n oorlog bring, dit gaan 'n nuclear oorlog bring en dan is dit verby met almal op die aarde. En ek het nou die dag ook gespreek vir die wat dit gemis het. As daar 'n nuclear oorlog begin tussen Rusland, China en Amerika, jy wat in Suid-Afrika sit, moenie dink jy's veilig nie. Almal sê ja, daar gaan 'n nuclear oorlog uitbreek want hulle sien dit by waarsêers en profete en al die, dan gaan 'n oorlog uitbreek in die noorde en almal gaan Suid-Afrika toe trek want Suid-Afrika gaan veilig wees. Ongelukkig vir julle gaan Suid-Afrika in die eerste ronde getref word met nukes. So dit gaan definitief nie veilig gaan wees nie. Gert Barnard vra of hy vleienier wat gered is gesond en ongedeerd is. Nee, hy het bietjie seer gekry, maar hy is in die hospitaal, hulle is besig om hom op te patch weer. Hy sal fyn wees. Met wie word geonderhandel vir vrede, Ferdi Vosloo? Ferdi, daai informasie het om ons nie. Niemand het daai informasie behalwe die US government met ons buitelandse sake en daai. Wat hulle met definitief onderhandel, dis feite. Wie hulle onderhandel. Dit kan nie net dis nie net noodwendig met een groep mense, dit kan met 2 of 3 groepe mense wees. Verskillende faksies daar in Iran wat hulle op hulle eie probeer om beheer oor te vat. Nou die buitelandse sake minister van Iran, hy claim nog steeds nie, niemand praat met hom nie. Maar tentoon praat niemand met hom nie. Michael said it's just not right that the media is allowed to post false information. It will influence people against Trump. They should be locked up. Surely the Constitution has laws about morals and integrity. Yeah, that's true. That is true. But in this country, freedom of speech, First Amendment, that's it. You can say what you want and you have the freedom of speech and it's up to the population. So here's the thing, we're not all sheep. We don't just follow what the media say, although there is a lot of people who do. We find out and we know when they start talking crap. And I watch the news here by us, left and right news. You can quickly see when they start going off the rails a little bit. GTA, daai groot oorlogskepe naby Iran word seker deur 'n paar duikbote vergesel. Al ons carrier battle groups het gewoonlik 1 of 2 duikbote by hulle, maar daar's ook ander duikbote wat op hulle eie op hulle eie operate nie see. Ja, daar's definitief duikbote in 'n omgewing. Definitief duikbote in 'n omgewing. Want onthou, Iran het ook diesel duikbote. Hulle het ou diesel duikbote en hulle kan lekker stil wees as hulle op electric power hardloop, en veral in vlakker areas, maar met vandag se tegnologie kom hulle nie ver, kom nie vinnig en hulle sal vinnig opgespoor word anyway. Maar daar is duikbote in die omgewing. En dis nie net die gewone attack submarines nie. Daar's ook nuclear submarines in die omgewing. Nuclear praat ek van, okay, al ons submarines is nuclear powered, almal van hulle. Maar daar is ander submarines wat nuclear missiele dra. Die Trident missiele. Ons het 20 van hulle, 19 wat operational is. En elkeen van daai missiele, elkeen van daai submarines het 24 silos in wat nou afgebring is, Kammersdag na 20 toe van een of ander treaty. Maar die ander 4 silos kan nog steeds gebruik word. Elke silo op die submarine, die 24 silos, dra 1 Trident nuclear missiel.
En elke missiel het 12 tot 14 warheads op, nuclear warheads. So as jy wiskunde gaan doen, 14 maal 24, dan kan jy sien hoeveel nuclear warheads daar op een submarine is. En jy kan al daai missiele lanceer binne net 'n paar minute. Is al daai missiele gelanceer en dit beteken al daai nuclear warheads, dis hoeveel cities jy kan uithaal met een vlag. Alles binne 30 minute. Vandat jy lanceer, maksimum afstand ry hulle in so in 30 minute wat oor die 10,000 kilometer is. Iemand het vroeër ook een my eendag probeer stry, weet jy wat die storie was nie, 'n kommentator wat sê Amerika het nie ballistic missiles of hypersonic missiles nie wat so vinnig kan gaan soos die Russe se missiel nie. Dog om myself, hou weet ook nie regtig waarvan hy praat nie. Ons het die goed al van die 60s af, 70s af. Die ICBMs en nou hierdie ballistic missiles wat die Trident het, die nuclear missiele. Hy het nie geweet die Trident missiele se spoed tel op tot by 29,000 km/h nie. Maar dis nou buite in die atmosfeer, dis nie binne in die atmosfeer. So vir die wat wil kom vir my vertel van wrywing en alles, daai missiele vlieg buite die atmosfeer, nie binne die atmosfeer nie. Ek is dalk bietjie dom, maar ek dink die USA moenie sê wat, waar en hoe hulle gaan aanval nie, bly stil en skiet daar. Ja. Dis jy is reg, Tanya. Amerika sê nie hoe, wat, waar en wanneer nie. Al wat die doen is, president Trump doen is hy gee deadlines. En kyk, het ander keer vir hulle gesê met Operation Midnight Hammer, julle 3 weke om 'n plan te maak. En voor hy 3 weke nog verby is, toe stryk hulle. Hierdie een het hy vir hulle gesê, julle 2 weke om 'n plan te maak. En toe sit stil. Heeltemal stil, toe dog hulle, okay, dis seker nou verby. 2 weke nadat hy vir hulle gesê het, nadat hy 2 weke verby is, toe stryk hulle sonder 'n woord, net met surprise op die 28ste Februarie. So, hy's onvoorspelbaar die hele tyd, dis wat jy doen met die vyand. Ons weet nie koek en kloe wat aangaan, hulle het nie kop of stert, hulle weet nie wat kan Trump volgende dink nie. En hoe gaan hy operate nie. So, dis wat hy doen, dis sy hoofdoel. En hy's nogal skerp daarmee. Nou het hy vir hulle baie duidelik, en hy het gister weer gesê, toe sê, julle het nou 48 uur, wat dit beteken, daar was 48 uur oor van sy 10 dae deadline. Iemand anders stuur vir my 'n message, en sê, ja, kyk, jou president weet nie waarvan hy praat, hy het nou weer ge-extend met 48 uur. Ek sê, nee, jy het nie mooi gehoor nie. Hy het net vir hulle gesê, dat is 48 uur oor van die 10 dae deadline, toe vloek jy my toe blokke my. So, jy kry maar sulke ouens wat ook nie kan mooi hoor nie. Maar dis maar wat hulle doen. Ianel, hy mis jou Wamboland, se Witstrand, het vandag bietjie in Ossikati gekuier. Man, daai is die lekkerste plek. Ek het regtig lekker. Weet jy wat die snaakste vir my, of die meer sadste vir my hele weermag loopbaan in Suid-Afrika, ek was 21 jaar, 22 jaar in die SAW. Ek was nooit ontplooi gestasioneer op die grens nie, nooit. Dit sou ek gelyk het. Ek was op Oshiwelo vir 6 maande, vir 'n maand, maar dit was net training. En ek was in Angola vir 6 maande, maar op die grens was ek flippend 3 ure gewees op die pad soontoe en 3 ure op die pad terug. Die tyd wat ek op Oshiwelo was lekker, daai tyd wat ons vir 'n maand daar was, want ons het rondgery na een of twee, was ons Grootfontein toe en na die paar basisse toe. Ek sou dan lekker daar as ek daar kon op 'n basis kon deploy vir 'n jaar of 2 jaar, jy weet, een van die trips daar gedoen en so, ek het hom regtig gelike het. Ek like hy plek. Wanneer sal die Golden Dome program voltooi wees wat deur Trump begin is? Philip, dis 'n ongoing proses. Die Golden Dome, die meeste van die Golden Dome is al voltooi. Lankal al voltooi. Daar's net ekstra goed wat hulle nou bysit wat dit die Golden Dome maak. En so daai is altyd 'n progressive. Dit is soos 'n Apache helikopter. Hy het uitgekom met die Apache helikopter. Hy trek nou al by die E-model. So, die ding is daar, hy kan gebruik word, hy gaan net heeltyd verbeter word. Dis wat gebeur met die Golden Dome. So die systems is daar. Die Golden Dome werk op 'n trifecta system. Das satelliet, space systems, skip systems, land systems en air systems wat nou almal saamwerk om missiele, intercontinental ballistic missiele op te tel, op te spoor, te trek, af te skiet.
in verskillende plekke af te skiet. So die Golden Dome sit nog 'n paar goed by wat hulle nou nie kan bekend maak nie. Gister het vanoggend sorry, het iemand my gevra, want ek het gister gepraat oor die rooi valk, wat ons die rooi valk ontwikkel het. En iemand het my gevra, wat is die verskil tussen die rooi valk en die Apache? Miskien is dit 'n goeie tyd om gou vir hulle te verduidelik, want ek het bietjie meer tyd om iets te sê. En dit is makliker om vir jou te sê as om te tik met my vingers. So die rooi valk en die Apache, op die oomblik die verskil is, hulle vliegkarakteristiek is baie dieselfde. So hulle kan basies dieselfde gewig dra. Hulle kan basies dieselfde spoed vlieg. Hulle kan basies dieselfde afstand vlieg. Soos daai vliegkarakteristiek wat jy in 'n helikopter kry. Hulle is baie dieselfde. Een is bietjie vinniger as die ander een dra bietjie meer gewig as die ander, maar nie soveel dat dit nou regtig uitstaan nie. Maar dis die enigste vergelyke. Daarna is dit is waar die probleem kom. Met Suid-Afrika wat nie geld het vir tegnologieontwikkeling nie. So as dit kom ons begin by die wapens. Die wapens is die Apache ver voor. Al die wapens op die Apache is guided, alles. So al twee vliegtuie dra, ons begin by die kanonne. Die rooi valk het 'n 20 mm kanon met 700 rondes. Die Apache het 'n 30 mm kanon met 1200 rondes. Daai 30 mm rondes is baie meer impakvol as hy 20. Dis omtrent 2 keer sterker, al is dit net 10 mm groter, maar die impak op die rondes. So in terme van die twee guns is die Apache se gun ver voor in die ratel, die rooi valk se gun. En ek sê nou ratel, want die rooi valk se 20 mm kom van 'n ratel af. Die probleem met die rooi valk se gun is hy kan stoor. En dan kan jy gebruik in die lug nie, maar dit is goed wat hulle kan doen om te probeer reload in die lug, jy weet, maar as hy stoor het jy probleme. Die Apache se 30 mm gun is 'n electric driven chain gun. Jy kan nie stoor nie. As jy misfire kry, dan gooi jy net daai rond uit en jy gaan aan. As jy misfire op die ratel 20 of die 20 mm kanon van die rooi valk kry, dan skiet hy nie meer. Dan sit hy rond in die loop vas. So dis die guns. Die rockets is dieselfde. Hulle het omtrent dieselfde size, 70 mm of 68 mm rockets. Hy dra rockets en altyd dra eweveel van hulle. Die verskil is, Amerika se rockets is nou laser guided ook, wat rooi valk se is nie. En dan die missiele is die groot verskil. Die Mokoppa missiel, eventually nou operasioneel na al die jare, is die Mokoppa missiel nou operasioneel. Uit 'n range, hy's selfe range as die Hellfire missiel, maar sy targeting en daai is die verskil. Mokoppa gebruik nog laser guided guidance. Wat jy met in battlefield smoke en rook en weer en alles kan jy die laser verloor. So jou suksesrate van die missiel is baie laag. Die Hellfire missiel het ander systems wat hy het ook met laser, maar hy gebruik ook millimeter wave radar en hy gebruik thermal imaging. So hier is die probleem. As daai oog jou optel op die Hellfire missiel, jou tank, jou voertuig, jou body, whatever, is jy nie daai shape, daai image, daai heat image van jou kan verander, drasties verander, binne die volgende 15 sekondes nie is jy dood, want daai ding, as hy lanceer, volg hy net daai image, daai missiel. So die missiele gaan launch uit die helikopter uit, hy gaan hoog op, hy gaan so hoog op en hy kom van bo af. Dis hoekom hy so ontwerp om tank van reg van bo af te slaan. Want as jy 'n tank reguit van bo af slaan, dis die sagte spot wat die tank het. Maklikste om te penetreer. Reguit van voor af is die moeilikste om deur 'n tank te kom. Van die kant af is makliker, maar van bo af is die heel maklikste. So die Hellfire missiele klim op baie hoog en dan kom hy reguit van bo af en trek dit in tank. En een Hellfire missiel is gewoon genoeg. Daar's nie een tank in die wêreld wat 'n Hellfire missiel kan survive nie. Nie eens Amerikaanse tanks nie. Nie een tank in die wêreld survive 'n Hellfire missiel nie. So dis maar die verskil. Nou kom die ander verskil met die avionics. Die Apache het avionics in wat die rooi valk nie het nie, in terme van targeting. So die Apache is die capability van die dome wat bo op die Apache is, Apache DS&Es, uit 'n radar bo, daai wat soos 'n donut ding lyk, wat jy gesien het op Apaches. En net een van die 8 of 12 Apaches wat informasie vlieg het daai ding nodig. Die res het dit nie nodig nie. Nou die commander wat daai ding het, hy tel 270 teikens op die grond daarvoor. Hy sit dit op die skerm van die commander. Hy kyk daardeur, hy vat 'n pen of 'n merker ding en hy sirkel. Daai ding identify ook die highest priority teikens soos tanks, lugafweerbestuurstelsels en so aan.
So die pilot wat in hierdie vliegtuig sit, met waar die radar gesit is, hy select 14 of whoever, 16, hoeveel ever Hellfire missiele elke helikopter het, soveel tekens, en dan e-mail hy die package vir die volgende helikopter, dan kies hy die volgende 16, e-mail het vir die ander helikopter, en sodra almal hulle packages nou het, en almal is voorberei, dan skiet al hy 12 of 8 of 12 Apache helikopters, almal gelyk hulle 16 Hellfire missiele. So tel nou maar 12 helikopters met 16 Hellfire missiele wat kom, almal gelyktydig, so binne 30 sekondes verwoes jy soveel tekens op die grond. En die Rooivalk het nog nie daai capability om daai goed so te doen. Hy het nog nie daai interactive capability nie. Jy kan ook met die Apache helikopter 'n drone vlieg uit die cockpit uit, vorentoe, daar voor op die teiken. Daai drone, jy beheer die drone van die Apache helikopter af. Hy kyk af op die teiken, jy sien targets, jy bring daai inligting terug na jou helikopter toe. Jy bly agter bome of agter 'n heuwel met jou Apache helikopter. Jy skiet jou rockets in jou missiele bo daai heuwel of daai bome en dit tref die teiken. So die vyand kan jou nie sien nie. Dan kom jy goed net hier oor die bome aan. Dis maar die verskil tussen die groot verskil. So Suid-Afrika het ongelukkig nie die geld vir die Rooivalk te ontwikkel nie, so hy gaan nooit kom. Dit gaan net, die Apache gaan die nommer 1 helikopter in die wêreld bly vir nog baie dekades. Die Russe kom, hulle het so 'n bietjie naby gekom met hulle Ka-50s en 52s, maar hulle is nog nie naaste by op dieselfde standaard as vir die Apache is nie. Iemand vra, kyk bietjie, laat ek gou by die questions hierso gaan, ek het gou 'n paar goed gemis. Iemand soek weer 'n link vir om die vliegtyd te kyk. Tik in jou Google ASDB, wat ek al so mens het gegooi, so in die link vir julle sit. ASDB Exchange. Sorry mense, ek sit nou gewoon net hier aan. So daar in die chat sien nou 'n uniform Hotel Tango. Gaan klik op hy uniform link, dan gaan jy sien hy vat al die res van die wêreld se vliegtye weg. Hy los net militêre vliegtye. Wat currently deur hulle transponders getrek word, en dan gaan kyk jy op die oomblik, oh my soul, sien jy hoeveel C-17s en ek sien daar gaan 'n C-5 ook. 1 2 3 4 5 6 7 8 C-17s en 7 C-17s en 'n C-5 wat op die oomblik ry daar van die rigting van die Midde-Ooste en weg heen en weer, en so 'n paar flossies wat daar rondry. Ek sien 'n paar flossies daar rondry ook, en so 'n paar ander vliegtye, helikopters en so 'n paar ander vliegtye. So jy kan sien as jy dit insit, wat se vliegtye ry op die oomblik daar rond in die omgewing en reg oor die wêreld, soos jy daai U gebruik. En One Ara, hy vra, ja, laat gejoin. Ja, die tweede pilot is gekry al baie vroeg vanoggend Iran tyd. Hy's gerescue, hy's terug, hy's veilig. Is daar nog 'n plek vir tanks in modern oorlog? Daar is, kykie van die baan, daar's definitief. Daar's baie mense het gesê tanks is nou, baie mense het gesê super carriers, weet aircraft carriers, hulle is nou iets van die verlede want die mense het capabilities om hulle te sink. Wel, Iran het gedink hulle het die capability om hulle te sink en hulle het support van die Chinas gehad, maar het nog niks gesinkie. So nee, dat's definitief, tanks is ook. Grondmagte gaan altyd daar wees. Jy gaan nooit wegkom van grondmagte af nie. En grondmagte om die beste beskerming vir hulle te gee is tanks. Hier is die probleem. As jy die vyand is en die Apaches daag op, dan moet jy so gou as moontlik, as jy die vyand is en jy sien deur is die Apaches op pad, sal ek jou aanraai om uit enige tank of uit enige anti-aircraft system uit te klim, ver weg te hardloop en alleen onder 'n boom te gaan sit. Dis die enigste kans wat jy dalk gaan kry om te oorleef van daai oorlog, want daar's nie 'n manier dat jy hulle gaan uitlos nie. En baie mense sê, maar hoekom skiet hulle nie die Apaches af nie? Dis nie so maklik nie. Hulle het geprobeer in die eerste Irak-oorlog en die tweede Irak-oorlog en die Afghan-oorlog om Apaches af te skiet, want dit sou vir hulle baie goeie
propaganda waarde gewees het, maar dit is nie so maklik nie. Groot stelsels, die radar kan nie so laag kyk nie, want hulle vlieg te laag en hulle vlieg te stadig. En ook grond magte jy kan hom van die grond af skiet. As jy hom gaan in die router afskiet met 'n RPG-7 of 'n ding met 'n luck shot, ja, dan gee jy hom skade, as jy hom afbring. Kleingeweer 4 van onder af gaan hierdie pilots nie regtig iets oorkom nie, want hulle sit in 'n tab wat beskerm is van onder af en so aan. So jy moet redelik 'n klomp skot op hom kry om te kry dat hy val, of kry dat sy systems nie meer werk en hy moet 'n noodlanding doen. Dan vra Andreas, gaan die Rooivalk ooit ge-upgrade word? Ek glo nie. Ek glo glad nie, want Suid-Afrika het net eenvoudig nie die geld nie. En as jy nou kyk op die oomblik hoeveel geld hulle in die SAW indruk, is dit so min dat niks werk omtrent nie. So as hulle nie eens daar iets gaan indruk nie, dan weet ek nie of hulle gaan dit enigiets upgrade nie. Definitief nie. So eendag miskien besluit iemand nee, hulle moet die SAW weer regkry en dan die geld indruk en dan sal hulle miskien die Rooivalk upgrade, maar ten daai tyd is die Rooivalk is al oud man. Hy's nou 90 se eerste keer hy's eers in 2011 operasioneel. So hy's nou regtig eers maar 15 jaar aan die gang operasioneel. Maar hulle word nie baie gebruik nie. So om hom te upgrade, jy gaan klomp goed moet doen om hom te upgrade om op par te kom met vandag se moderne attack helikopters. Dis die probleem met daai ene wat ek net sien. OK, ek sien nou nie nog enige vrae opkom nie en ek het nou amper my uur opgebruik wat ons gebudget het vir hierdie meeting. Nou kom ek net weer terug. Ek gaan vir julle sê van die wat gemis het in die begin. Ek sal ons gaan probeer ding set up op 'n manier dat ons kan live op Facebook uitsaai en live op YouTube uitsaai gelyktydig. Want as mense wat net Facebook doen, as mense wat net YouTube doen, dan gee dit almal kans om te sien wat anders. Hierdie video gaan definitief ook op die Facebook groep van Koppel TV gelaai word anyway vir mense om dit te kyk. En dan kan julle agterna as julle wil enige vrae bysit onder die video's en ons sal dit hanteer. Maar ek en oom Sakkie ons wil uitwerk hoe kan ons hierdie ding operate. Ek het nou nie vandag kans gehad, ek het te laat uit die kerk gekom. Hoe kan ons hierdie ding operate dat hy kan so dual uitsaai dalk of op 'n ander manier uitsaai? Want ek wil dit nou nie hiervan af ingelog het op die Koppel TV se ding en van daar af uitsaai nie, want dat hy seker nie access na die om te sien wat aangaan nie. Maar ons sal dit uitfigure en vir julle laat weet. Dankie vir die wat belang gestel het en ingeskakel het. Sien julle weer later. Gooi enige vrae dan sal ons dit so antwoord. Baie dankie.